Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Ek beleef baie maal my aardse bestaan as een van op reis wees. Ek dink dis ook maar 'n Bybelse beginsel, maar soos daar met die rypheid van ouderdom al hoe meer stasies agter my lê, vang die wete my soms dat hierdie trein op reis baie stadiger begin ry, nie meer so effektief ry nie. En ook dat daar nie meer so baie stoppe oor is as ek vorentoe kyk nie. Ek geniet reisverhale omdat dit my so bewus maak van wat ek wil noem 'n kaleidoskoop van ryke en unieke beleef van elke reisganger. So lees ek die boek Draaie, Swaaie en Afdwaalpaaie, wat 'n versameling van reisstories is en wat my net absoluut so bewus gemaak het ook weer van hoeveel beleef daar buite lê en wanneer 'n mens op reis is, 'n mens ongelooflike rykdom van goed beleef. Nou, terwille van die tyd, gaan ek net een van hierdie reisverhale of reisstories vinnig na verwys, en dit is Jacques Pau se Op Siberië se spoor, waar hy vertel van sy reis op die Trans-Siberiese spoor of trein, wat deur hierdie afgeleë Siberië ry, en hy sê dit baie interessant dat Siberië laat die Karoo soos 'n metropool lyk, so afgeleë en so afgesonder is dit. Maar dan vertel hy al hierdie verskriklik interessante stories van, by Vladivostok is daar 'n restaurant met die naam van Zuma, werklik met die naam van Zuma, met die heerlikste seekos. En dan vertel hy van hoe hulle op 'n plek kom en hulle is 'n hele klompie gaste wat daar oor moet slaap, en dan is daar net een pittoilet wat hulle moet deel. Ek dink nogal dit sou vir my tot konstipasie en allerlei ander goed lei, maar dit bring tog die kleur van die unieke ervaar mooi na vore. En dan beskryf hy hoe mens al hierdie verskillende persoonlikhede, rasse, nasies en van alle geure en kleure daar dan ontmoet, en dan vertel hy van die een Rus wat hy ontmoet, wat eintlik, soos wat hy probeer verduidelik waar hy vandaan kom, glad nie weet van Suid-Afrika nie, en toe Jacques Pau vir hom probeer, want almal ken dan van Nelson Mandela, toe weet die ou ook nie van Nelson Mandela nie, en kan nou nie onthou hoe hulle daarby uitgekom het, maar op die einde toe hulle van Charlize Theron praat, toe weet hy presies wie dit is. So, dit lyk my 'n mooi gesiggie, maak meer vir ons land, al wil sy nie altyd assosieer met die 44 Afrikaans sprekendes nie, lyk my dit doen meer vir ons land. Maar elkeen se reis is tog bly uniek sy eie. My reis self lyk soms maar vaalerig teenoor die sprankel van ander se ervarings en reise. Maar tog weet ek die binnekant, dit is die reis waarop God my geplaas het. Dis die reis wat ek moet reis. Dis die lewe wat ek moet leef. Maar dat God my reisgenoot is. En dan weet ek ook dat daar wel 'n finale stop op hierdie aardse reis is. Maar dat dit eintlik maar net 'n oorklim is na 'n volgende trein met opwindende bestemmings, en waar ek my reisgenoot op 'n baie meer persoonlike, direkte, van aangesig tot aangesig sal kan beleef. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp / Shrink. Kan vir my skryf, eugenekemp@me.com.